Verraai die DA die wit Afrikaner. Vir dekades was die DA die tuiste vir talle Afrikaners en wit Suid-Afrikaners wat geglo het in 'n opposisie wat die ANC se oorheersing sou uitdaag. Dit was die party wat die beginsels van 'n liberale, nie-rassige samelewing voorgestaan het. Maar die politieke landskap het dramaties verander en talle stemme sê die DA het sy rug op sy kernkiesers gekeer. Die vraag wat baie bekommer, is of die party in die regering van nasionale eenheid, GNU, sy eie siel verkoop het vir 'n smaakie van mag. Die verandering aan die top van die party met die verkiesing van Jordan Hill-Lewis as nuwe federale leier in April 2026 moes nuwe hoop bring. Maar sy eerste uitsprake en die nuwe rigting wat hy vir die party wil inslaan, het die vrese van baie Afrikaners eerder bevestig as weggeneem. 1. Die GNU, 'n verbintenis tot samewerking, nie weerstand nie. Hill-Lewis het geen twyfel gelaat oor sy standpunt oor die DA se voortgesette deelname in die GNU nie. Hy sê dit reguit. Die besluit om tot die GNU toe te tree was die korrekte een. Hy verwerp die idee dat die DA weer 'n suiwer opposisieparty moet word en sê 'n party wat hom by permanente opposisiestatus neerlê, is swak. Maar hierdie verbintenis kom met 'n prys. Ontleeders wys daarop dat die ANC se ideologie steeds die rigting binne die GNU oorheers en dat die DA se swak posisie verhoed dat dit enige werklike invloed uitoefen. Kritici voer aan dat die DA, deur te bly waar dit is, bloot die ANC se beleid help rubberstempel, presies wat AfriForum en Solidariteit al lank waarsku. Deur die hand te skud met die party wat jy dekades lank gedemoniseer het, is vir baie verraad. 2. BEE, 'n tikkie meerderwaardigheid vir swart kiesers. Hill-Lewis het dit duidelik gestel dat die DA nie die huidige BEE-stelsel ondersteun nie. Dit klink dalk goed vir wit Afrikaners wat in verdienste bo ras glo, maar kyk na die rede waarom hy dit sê. Hy het gesê die DA moet dit duidelik maak aan swart Suid-Afrikaners dat ons opreg belê is in hul vooruitgang. Die boodskap is dus nie primêr om wit mense teen diskriminasie te beskerm nie, maar om die party aantrekliker vir swart kiesers te maak. Die DA se standpunt oor BEE bly 'n knelpunt. Die party argumenteer vir 'n benadering gebaseer op behoefte eerder as ras, maar baie swart kiesers sien dit as 'n verwerping van pogings om historiese ongelykheid aan te spreek. Hill-Lewis erken self dat baie swart mense nie glo die DA is ten volle verbind tot hul vooruitgang nie, en om hierdie trust deficit te oorbrug is nou sy verklaarde prioriteit. Die vraag is, waar los dit die wit kiezer wat op die DA staat gemaak het om hul belange te beskerm? 3. 'n aanval op Afrikaners stemme. Temu Terre Blanche. Die mees onthullende voorbeeld van Hill-Lewis se ingesteldheid teenoor sy eie ondersteunersbasis is sy botsing met die Afrikaner kommentator Willem Petzer. Petzer het kritiek uitgespreek op Hill-Lewis se beleid en gewaarsku dat die DA sy tradisionele ondersteunersbasis, wat grootendeels wit en kleurling is, verkoop om swart kiesers te probeer wen. Hill-Lewis se reaksie? Hy het Petzer 'n Temu Terre Blanche genoem, 'n verwysing na die afgestorwe regse AWB-leier Eugene Terre Blanche. Deur 'n Afrikaner kritikus met 'n gewelddadige wit supremaciste vergelyk, demoniseer Hill-Lewis nie net die individu nie, maar maak hy dit duidelik dat kritiek vanuit Afrikaner geleedere nie welkom is nie. 4. Steenhuisen bly aan en hy is nie suksesvol nie. Hill-Lewis het beloof om John Steenhuisen as landbouminister te ondersteun om in die kabinet te bly. Dit is dieselfde Steenhuisen wat deur baie Afrikaner boere as onbevoeg beskou word weens sy hantering van die back-and-close-krisis. Hill-Lewis hou vas aan hierdie ongewilde figuur terwyl die landbouekonomie in duie stort. Nog 'n teken dat die nuwe leier nie die belange van wit boere prioritiseer nie. 5. 'n leier wat wegbly van die stryd. Ten slotte het Hill-Lewis beloof om nie 'n kabinetspos te aanvaar nie en eerder burgemeester van Kaapstad te bly. Hy sê hy wil wet en orde prioritiseer, maar kritici wys daarop dat hy die engine van nasionale politiek vermy. Hy sal nie in die parlement sit nie, nie in die kabinet dien nie en nie direk betrokke wees by die stryd teen die ANC se beleid wat wit Afrikaners tref nie.
Hoe kan hy dan die belange van sy kiesers verdedig? 'n Nuwe leier, dieselfde verraad? Jordan Hill Lewis beloof 'n nuwe era vir die DA, maar sy eie woorde en dade vertel 'n ander storie. Hy bly toegewyd aan 'n GNU waar die DA min mag het, verwerp die idee om 'n ware oppositie te wees, prioritiseer swart kiesers bo die belange van sy kernondersteuners en demoniseer Afrikaners wat kritiek uitspreek. Vir die wit Afrikaner wat eens in die DA geglo het as 'n beskermer teen ANC oorheersing, is die boodskap duidelik. Jy is nie meer die prioriteit nie. Jy is 'n politieke las. Wat dink jy? Is die DA onder Hill Lewis besig om die Afrikaner finaal te verlaat, of is daar nog hoop? Deel jou mening.